Ek dink vandag sommer aan my tyd in Israel en ja, dit was van die amazingste dae van my lewe gewees. Maar ek dink vanaand aan die aand wat ons na die klaagmuur toe gegaan het. Nou, die klaagmuur is die plek waar die Jode glo die heiligste plek is, waar God is. So hulle gaan soontoe, dan gaan staan hulle voor die muur, hulle skryf goedjies op briefies, sondes of goeders wat hulle terughou, en dan vat hulle hierdie briefie en hulle druk dit in die muur in en hulle bid, want hulle glo dis waar God teenwoordig is by daai muur. En daar staan mense daar vir ure en aanbid God, die God van Abraham, Isak en Jakob. Hulle staan daar en hulle het intense aanbidding met die Here. Wat vir my, iets wat ek kan onthou van Israel, en dit het my daai dag net, dit het my geruk, en selfs nou as ek terugdink oor dit, die reël is, as jy wegbeweeg van die klaagmuur af, as jy 'n Jood is, dan mag jy nie jou rug onmiddellik op die muur draai nie, want jy mag jou rug op God draai nie. En ek onthou daai aand was daar 'n ma en 'n dogtertjie, en hulle het gebid by die muur, en hulle het goed in die muur ingedruk. As jy nog nooit daar was nie, gaan Google, dit is amazing om te sien die klaagmuur, hoe dit lyk. En hulle het obviously klaar gebid, en hulle het terugbeweeg, en hulle het agteruit geloop, sodat hulle nou nie hulle rug op God moet draai nie. En hierdie klein dogtertjie, soos wat hulle nog aanstap, wil die dogtertjie nie omdraai nie. Haar ma het al omgedraai en begin gewoonweg te loop, maar die dogtertjie, sy draai nie om nie, en ek kan nou nie die taal verstaan nie, maar op 'n moment het die ma gaan stil staan en met die dogtertjie begin praat, en sy het teruggepraat, en ek weet in daai conversation het gegaan, maar mamma, ek wil nie my rug op God draai nie, ek is te bang. En sy het gesê, maar ons is nou ver genoeg weg van die muur af, jy mag maar omdraai. En in daai moment toe sien ek 'n vrees in daai dogtertjie se oë van, ek wil net nie my rug op God draai nie. En vir haar was dit so 'n groot tradisie ding om te weet, jy mag nie jou rug teen die muur draai nie. En partykeer dan hou tradisie ons vas. En partykeer is tradisie 'n goeie ding, maar partykeer kan tradisie 'n slegte ding raak. En ons almal word groot in tradisies. Baie keer dink mense, ag, maar net jou kerk het tradisies, alle kerke het tradisies. En daai aand, toe ek daai dogtertjie sien oor die vrees wat sy het oor hierdie tradisie wat sy gewoond is aan, toe besef ek dat ons moet so versigtig wees dat tradisie vir ons nie vashou nie. En laat ons nie dalk in die proses vergeet wie God is nie, omdat ons so vasgehou word aan tradisie. Tradisie is 'n mooi ding as dit jou nader aan die Here bring. Maar is nie so mooi ding as dit iets is wat jou weghou van die Here af nie. Ek glo dat die Here gee vir ons 'n common sense om te weet wanneer ons hom moet soek en wanneer ons weg moet beweeg van tradisie af. Ek is dankbaar vir daai tyd in Israel, want ek het een ding geleer van die Jode, dis, as hulle aanbid, dan is dit intens. En dit wat hulle in glo, is hulle 100%, hulle glo in alles, glo hulle in God. Maar een van die groot lesse wat ek daar geleer het, is mens moet so versigtig wees vir tradisie. En mens moet so versigtig wees dat tradisie jou nie weghou van die Here af nie. Ek hoop jy het vandag 'n special dag, dis die mooiste Saterdag. Mag die Here jou seën en mag jy 'n lekker naweek hê.